Goeiemiddag, het is 9 Desember. Ons het nou gehoor die laaste dag of 2, dat eers om jou af te skop. Goeie nuus dat nou vandag 'n vliegtuig geland hier in Amerika, van Suid-Afrika, van die mense is op die oomblik op pad na hulle verskillende destinations toe. Ek seker party van ons nog nie eens daar nie, hulle is nog op die pad soontoe. Maar hulle sal daar kom en hulle gaan hulle lewe begin, net betyds voor Kersfees. Dan het ek boodskappe gesien en dit het eergister uitgekom, 2 dae terug, 3 dae terug. Daar's nou die werkspermitte in Amerika vir refugees is verminder van 'n 5 jaar permit al die pad terug na 18 maande toe. En dit gaan in verband met wat hier aangaan in die land oor die Biden-administrasie so baie ouens net ingebring het en nie gewet het en so aan nie. So wat se impak gaan dit op die refugees hê? Op die oomblik niks, moenie worry nie. Baie mense worry nou ernstig daaroor, moenie worry nie. Onthou die werkspermit is nou in steede van 5 jaar net 18 maande, maar jy gaan binne die einde van die eerste jaar aansoek doen vir 'n green card. Sodra jy jou green card het, en jou green card vat weg die werkspermit, want jou green card is jou nuwe werkspermit en hy gaan 5 jaar geldig wees. So, maar hier is die ding. Onthou wat ek al voorheen gesê het. Jou papierwerk wat jy in Suid-Afrika moet regkry en saambring. Nou, party papierwerk het jy nie nodig om 'n refugee proses te voltooi nie. Maar jy gaan dit nodig hê vir 'n green card. En ek sê dit al van die begin af, en daar was al mense wat my probeer stry het, maar dis fyn. Maak seker jy het al die papierwerk reg vir 'n green card. Alhoewel jy nie alles nodig het vir 'n refugee status nie, vir wat jy gaan nodig hê vir 'n green card. So kry vir jou unabridged birth certificates en unabridged marriage certificates. Dis belangrikste van almal. En dan obviously allerlei ander goed wat jy gaan nodig het. Maak seker jy het genoeg certified true copies. Maar dit kom op die punt wat jy nou hier is, jy kry jou werkspermit, want hy's net vir 18 maande geldig. Einde van die jaar kan jy nou aansoek doen vir jou green card, en nou is jou green card op hold, want jy moet nou eers 'n unabridged birth certificate kry wat jy nie het nie. En dan moet jy deur die ambassade hier in Amerika, deur die SA ambassade werk om dit uit Suid-Afrika uit te kry, en daar vat dit jou 6 maande, 12 maande, 'n jaar, meer as 'n jaar, om daai goed te kry. Wat beteken dit? Jou green card aansoek is op hold. Nou overlap dit, nou loop jou werkspermit uit, jy het nog nie 'n green card nie, en nou moet jy eers aansoek doen om jou werkspermit te hernie. Is jy wel baie ernstige kopseer vir my? Kry net, maak seker jy kry al die papiere wat 'n mens nodig het vir 'n green card. Nou ek weet die USCIS website wys jy, as jy 'n refugee is, het jy special treatment, want jy het spesifieke green card goed nie nodig nie. Bring alles wat jy kan bring, ek promise jou, bring dit net. Soos ek voorheen gesê het, jy het eerder 'n papier in jou hand wat jy nie nodig het nie, as wat jy 'n papier nodig het en hy's nie in jou hand nie. Want iemand het op 'n website gaan lees en sê hulle kon dit nie daar sien nie, so jy hoef dit te bring nie. Luister na iemand wat al geïmmigreer het hier op 'n green card gekom het, wat het ek nodig gehad? Nou, ons weet daar's 'n bietjie verskil tussen immigreer en 'n refugee program, maar daar's niks wat die US government keer om die reels en die minimum requirements vir 'n green card na 'n refugee status dieselfde te maak as 'n gewone green card application nie. Niks keer hulle om dit te doen nie. So wees net voorbereid. Dis baie, baie belangrik. Ek wil sommer 'n paar vrae antwoord van wat ek opgetel het die week vir sover vir die refugee program. Iemand vra, werkspermitte, nog nie werk, dit ek klap behandel. Wanneer begin refugees tax betaal? Jy begin tax betaal die dag as jy 'n salaris kry. So, en dit word afgetrek van jou salaris af. Hulle sal seker maak, maak dit seker, jy praat met jou employer, dat hulle die regte tax aftrek vir jou salaris vir die plek waar jy werk. Jy gaan jou taxvorms moet invul nie, as jy nou net hier aangekom het, jy gaan die eerste keer dat jy tax invul is Januarie in 2027. Want jy vul tax in Januarie tot Maart maand, elke jaar. Jy gaan tax betaal, maar jy moet nog steeds jou tax vorms invul, en dan sien wat jy moet nog extra betaal, of kry jy 'n payout van jou tax af, 'n tax refund. Maar jy gaan tax betaal van die dag wat jy salaris verdien. Wat is 'n 401k? 401k is amper soos 'n pensioenplan, is 'n investment plan, en jy kan nie geld uithaal, jy kan net geld insit. So baie maatskappye
sê vir jou, as jy $200 'n maand daar insit, sal hulle ook vir jou $200 insit. En dis nou hulle pensioenplan. Ons maatskappy doen dit nie, ons het 'n spesifieke pensioenplan. By ons trek hulle 4% van my salaris af, en hulle add 8% van my salaris ook in die plan, dis my pensioenplan, maar ek kan ook 'n 401k hê. Soos party maatskappy het net 401k en nie pensioenplans nie. En jy kan dubbel hê, as jou maatskappy 'n pensioenplan het, kan jy ook 'n 401k hê. En daarin gaan jy moet oralste, as jy by die maatskappy waai en jy gaan na 'n volgende maatskappy toe, dan gaan jou 401k saam met jou, en wat daarin is, gaan saam met jou. En so dis is 'n investment plan, en jy het toegang tot dit een keer 'n jaar om te kies waar jy wil hê jou geld moet in belê word. Hulle gee so 'n paar options. En hy groei tot jy die dag op pensioen gaan, jy weet, 65 is, en dan kan dit nou uitbetaal. Dis wat 'n 401k is. Iemand vra van 'n apprenticeship, as jy nou nie 'n apprenticeship by iemand kry nie, waar kan jy gaan study om ambag te leer? Baie plekke, daar's amper elke staat het community colleges en trade schools en so aan wat jy kan study vir 'n ambag. En party community colleges het dele van 'n ambag wat jy kan study vir die eerste 2 jaar sal verniet wees, maar dan betaal jy daarna. En party nie, en jy kan scholarships kry. So jy moet net uitkyk en rondloer, en by baie keer kry maatskappye wat jou sal refund vir jou studieskuld help betaal. Wat gebeur as jy nie binne 3 maande werk kry as 'n refugee nie? Wel, daar kan 'n paar dinge gebeur. Eerste ding wat gaan gebeur, as jy nie werk kan kry nie, en dis nie jou skuld nie, hulle gaan jou nie net drop en sê, okay, jy is nou op jou eie, jy is nou homeless, en jy's 'n beach bum of iets, nie nou onder die boom gaan slaap nie. Hulle gaan nog steeds dra so ver as hulle kan. Maar, as jy nie werk kry nie, want jy het 'n klomp werk al afgekeer wat jy nie wil doen nie, dan gaan hulle ander manier na jou kyk. Dan moet jy nie verbaas wees as hulle vir jou in plaas van 'n werk soek, 'n vliegkaartjie soek wat jou terugstuur Suid-Afrika toe nie. So onthou nie dit. Moenie misbruik maak van die program nie. Die program is daar om jou te help, om jou hier te resettle, maar dan moet jy ook aanvaar dat jy gaan ten toe nie die eerste slag 'n werk kry wat jy graag wil doen of so nie. En niks keer jou as jy nou werk het en aan die gang kom om onmiddellik na 'n werk te soek, en intussen as jy ander werk kry en vat jy dit. Hier by ons worry nie mense nie as jy net 10 weke of 2 weke vir een plek werk en jy waai na 'n ander plek toe nie. Ek kyk byvoorbeeld hier by ons maatskappy, 'n custodian, iemand wat hier verbyloop elke dag in my kantoor vloer uitvee en die asblik leegmaak en die toilette skoonmaak. Hulle kry $20 'n uur. Wat glad nie sleg is nie. $20 'n uur, en hulle kan overtime werk. En full benefits. So full benefits beteken, daai ou betaal $150 'n maand vir hom en sy hele familie vir medies. $150, hom en die hele familie. Dis glad nie sleg nie. En die bybetaling, die copay daar is $300 per persoon of $300 per persoon vir 'n jaar. Sodra jy by $300 kom, is dit 90% in wat jou doktersbesoek kos jou $10 of something. Sodra jy die eerste 300 gecover per persoon. En elke keer as jy 'n dokter gaan besoek, betaal jy net $70 tot dit by 300 kom, en dan van daar af. En dan dokters, soos by ons byvoorbeeld, as ons opgeneem word in die hospitaal, is alles 100% free. So, jy kan kyk soos daai, custodian werk, geen skill betrokke nie, $20 'n uur met full benefits. Jy kan 'n lewe maak van dit in Amerika, baie maklik. Moet ek al 3 my skeibriewe saambring van al 3 my egskeidings? Yes, jy moet al 3 jou egskeidings se skeibriewe saambring, en alle marriage en alle skeibriewe moet kom. So 'n skeibrief cover jou vorige marriage. As jy nog geskei is, dis die nuutste ding. Hy cover die marriage. So jy het net die skeibrief nodig, maar jy moet hulle al 3 saambring as jy 3 keer geskei is, en hulle moet in Engels wees. Onthou nie daarin, mense vra nog steeds, moet ek alles vertaal in Engels? Ja, jy moet. In Amerika, hulle verstaan nie Afrikaans nie. So, transfer hulle tot Engels. Translate hulle in Engels. En dan moet jy eers 'n paspoort hê voor jy die proses kan begin aansoek doen. Jy kan aansoek doen, maar jy het 'n paspoort nodig, omdat jy gaan dit in die aansoek moet insit, die nommers, die paspoortnommer. So jy kan begin met die aansoek, want dan gaan jy op stop by bladsy 3 of whatever hulle praat van die paspoort, en jy gaan daar moet save en stop tot jy enige paspoort het voor jy kan verder gaan. So, kry jy onmiddellik. Wat is die belangrikste om die proses aansoek te doen is 'n paspoort. So kry jy jou paspoort onmiddellik. En maak seker jou paspoort het meer as 6 maande
voor sy expiration date, teen die tyd wanneer jy wil waai, anders gaan jy nie weer moet kry. So, kyk gou. Veral kinders se paspoort expire elke 5 jaar, as jy paspoorte het klaar vir kinders, kyk hoe naby hulle expire, en so aan. So, dit is dan die vraag vir vandag, en die groot gesprek vandag gaan oor die werkspermitte, en dan ook die mense wat vandag hier aangekom het. So, ek het al weer bevestiging gekry intussen. Dit lyk nie dat daar enige vliegtye na about die 17e, 16e, 17e Desember gaan vlieg Suid-Amerika toe nie. En dit sal eers weer hierso by die 5de, 6de Januarie daar rond hervat word. Die mense is op vakansie. Gee hulle 'n breek, hulle doen baie vir die Suid-Afrikaners. So as jy nie hoor of sien of iets, niemand vlieg nie, die program het nie gestop nie. Daar arme ouens is, hulle lê op die beach daar by Margate, op die strand, lê hulle met hulle bekleiwe en bietjie donkerder raak. OK, baie dankie, dis al vir vandag en hierdie dag verder.